Môre mense, nou ja, hier is ek nou terug om julle nog 'n stukkie van my storie te vertel. 3 weke nadat my vriend in Alaska, iemand wat baie naby aan my was, iemand wat ek baie lief gehad het, op die mees bebaasde manier doodgemaak is deur iemand wat voorgegee het dat hy lief is. Nou ja, dit is 3 weke later mense en ek gaan vandag vir julle my storieetjie vertel van my kant af en ek praat met my hart uit, ek kan niks om weg te steek nie. En ek gaan julle vertel wat reg gebeur het. 'n Storieetjie wat ek ook met al hierdie media mense gedeel het en glo vir my elkeen het hom verkrag behalwe Margaret van George Harold. Die enigste vrou wat my storie gevat het om vertel het soos wat ek hom vertel het. Ek is weg uit die Kaap uit. Ek het in 'n kommetjie gebly vir 'n rukkie en daar het ek gypsy wagons gebou. Van daar af is ek weg al die pad Brackenfell toe en van daar af is ek deur Knysna toe. Ek het Knysna toe gegaan net vir 2 redes. Die een is my hart was gebreek gewees van iemand wat ons opgebreek het, met pad gevat het, iemand wat nie so lief was vir my soos wat ek vir hulle was nie. En ek het net besluit dan beweging moes aan. Dit gebeur in elkeen van ons se lewens. My hart was gebroken, ek het aangekom en hy's nou net omdat ek wil wegbreek van alles en onder 'n klip en klim en net myself vind. En toe hierdie geleentheid kom om by Summer Soldiers te gaan werk as 'n volunteer het ek gesê, "Yes, kom ons doen dit." En daar het ek gewerk as iemand wat papiere optel, toilet skoonmaak, klein taakies. Maar ook in daai geleentheid kon ek baie mense ontmoet wat baie spiritual is. En vir die eerste keer is die gesprek om 'n tafel anderste is waaraan ek gewoond is. Ek is gewoond waar mense praat of heeltyd oor godheid, of rappie, of cricket, of hoe sterk hy is, of hoe vinnig sy kar is, of hoeveel hy kan drink, of wat hy het, of hoe ryk hy is. Hierso sit ek om 'n vuur saam mense wat hulle eie liedjies skryf en sing. Mense wat praat oor wat hulle plant, daar by hulle gronde, hoe hulle huisies aan mekaar sit, wat se kos, nuwe resepte hulle het, vegan kos. Mense wat praat oor alledaagse dingetjies en goedjies wat in hulle lewens gebeur het, ware storieetjies. Ek het my verstaar aan die mense, pragtige siele. En dit was my so mooi gewees. En eendag toe vra iemand vir my, "Rocco, wil jy nie vir ons kom kuier hier op die plaas?" Ek sê, "Yes, ek kom." En ek sê my ou campertjie daar na Tennef toe en sê na familie en daar het ek lekker op die plaas gebly vir 2-3 maande wat ek werkies gedoen het. Verniet, vir kos en verblyf. En ek sê ek het dit geniet daar, sy het my geleer hoe om kos te maak op 'n vuur, sy het my geleer hoe om vegan kos te eet, sy het my geleer net hoe om myself weer te vind. Dit was lekker, ek het geniet daar. Van daar af is ek na nog 'n plaas toe en daar het ek gewerk by 'n vrou wat meeste van die tyd wegwerk. Oorsee, ander lande. En daar het ek het geniet. 90% van die tyd se ek alleenig. Ek en my 2 katte en die bobbejaantjies. Wonderlike tye. Nou die vraag is mense, hoekom moet ek besluit om soontoe te gaan? Want my hart was seer. Ek moet deur daai pyn werk. Ek het iemand verloor. Ek moet myself weer vind. En terselfde tyd doen ek handyman werk is net om vir my en die katte aan die lewe te hou. Hierdie hande, dit is net die hande wat dakke opsit, houtdakke slaan, heininge opsit. Dis wie ek is, handyman. Maar dieselfde tyd besluit ek, wag, kom ek vertel my storieetjie. My storieetjie gaan oor ek 30 jaar kerkie gespeel het, amper in die kerk was en vandag is ek 100% spiritual vir die laaste 12 jaar.
En ek maak video's waar ek mense vertel van my ondervindings. En ek sê, dis net 'n storieetjie, hoef hom nie te glo nie. En baie keer dan stuur mense my boodskap sê, "Ek wil meer weet. Waar kry jy dit? Ek verstaan nie dit nie. Help vir my." Dan sê ek, "Kom op my groepie." Nou op die groepie is daar 45, 47 mense wat almal ook net vra het. En almal antwoord mekaar. Daar's ex-amptes op my groepie, daar's sonnaskoolonderwysers op die groepie, daar's mediums op die groepie, daar's yoga instrukteurs, kundalini instrukteurs, reiki masters, klomp verskillende mense met baie ondervinding en almal deel my storieetjies. Dis al, julle is ook welkom daar op te kom. Daai storie site is maar net ontwikkel sodat ons mekaar met help antwoorde kan kry op ons vrae. Want dis die eerste ding wat ek nodig gehad het toe ek geestelike wy. Ek het 'n miljoen vrae en bitter my kan antwoord. Daai site is nou my cult site. Ek praat die minste op die site, julle op gaan sien. Ek het huisgenote is nou al daarop. Ek het al 'n klomp mense opgesit daar, almal ondersoek my site. Niks, absoluut niks. So met ander woorde, sit ek in my storieetjies met my 2 katte. En ek het dit gesien, ek kry al meer followers en al meer followers en al meer followers. En 99% het ek nie ontmoet nie. En ek ben in die bos mense. En 'n camper wat met mekaar het val. 'n Camper wat nie ry nie. 'n Camper wat rook. 'n Camper wat sit reën 'n lekker dag. Die hele ding is mif aan die binnekant. Dit val uit mekaar uit. Deure kan nie sluit nie. Dis 'n totaal net 'n slapkas. Ek sê maar 'n trotse man. Ek het nie sommer net mense genooi na my toe te kom nie. In elk geval, ek het my healing gedoen daar en ek is oorbeweeg na die volgende plaas toe en handyman werk. Hy het dekke geslaan. Heininge opgesit, hekke opgesit, afdakke opgesit. Dit is wat ek gedoen het vir peanuts, nie vir quote nie, nee, peanuts. Give my boy pay. Ek wil net my katte kos gee vir my, dis ek happy. So beweeg ek oor na die volgende plaas toe en 'n week daar gebly. Hierso word almal genooi vir 'n groot fees. Almal kom eet pot en bietjie vleis wat gebraai word, dis musiek. Klomp mense, omtrent 20 mense. En ons het 'n verskriklike lekker dag. Die hele dag. Hier toe begin donker raak, begin mense ry en begin huis toe gaan en ek gaan na my campertjie toe. Ek's dood happy myself. So lê my camper, kyk 'n bietjie YouTube videoetjies, so whatever wat ek vroeër afgelaai het en raak in slaap. Want my camper kan nie opvang nie. So ek kan nie, niemand kan my bel as ek my camper sien. En die volgende oggend staan ek op met 'n liter maat, nog besig om lekker uit te rek buitekant. Van gou piepiekie. En die volgende hoor ek net, hier gaan my foon plip 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 plip. So my klomp mense. Staan ook so lekker deur die slaap, vat my foon, kyk wat daarop gaan en sien hier is nou baie boodskappe, mense stuur my goedes. En ek begin luister en ek hoor Alaska se stem. Ons sê ook is belangrik jy hier goed luister en ek hoor Alaska se stem. En Alaska is in 'n toestand. Ek kan onmiddellik hoor sy is op ietsie en ek kan onmiddellik hoor sy saam met Bevan en ek kan onmiddellik hoor sy praat strooi. En ek lag dit af. Ag, hier is traks. En wat die mense sulke dinge doen. Maar ek weet ook wie sy is. Ek los dit. So right. Ek stuur vir haar boodskap terug. Wat die media nie vir julle vertel nie. En ek het vir media almal vertel daarvan. Ek stuur vir haar boodskap terug. Ek sê kan hoor is baie moeilik, maar kom sy selfs hoor. Die 'n paar uur later stuur ek vir haar voice note. Ek sê vir hoor wil jy en Bevan nie oorkom nie, dan gesels ons. Ek om 4 in liefde. Media weet daarvan, media het dit nie vir julle genoem nie. Daar sit ek alleen in die bos, skielik, oornag. Hierso sit ek en hierdie boodskap trek die hele land vol.
En 'n sekere mannetjie, Morney, gaan en hy sit my foto op en ek sy moeder aan 'n kulp 'n paar ure na my vriendin wreed vermoor is. En hy stuur dit na 49,000 followers wat weer ek stuur vir hulle vriende en binne 3 ure is ek so bekend soos Julius Malema deur een man wat baasspeler speel paar uur na my vriendin se dood. Ek het dit afgelag. Maar hier by 1 uur te besef ek nie, jy kan nie hierdie aflag nie, die hele wêreld bel jou. Almal wil weet van reg oor die land, van Namibia ook. Nelspruit, Kaapstad, maak nie saakie. En vir die eerste keer besef ek is baie dieper in die moeilik as wat ek gedink het. Toch, sommer baie. Volgende dag stuur media vir my boodskapies. En ek toch, nee man, dit is ons is weer oorwaai. Hier by die derde dag besef ek, nee, Here Rocco, jy sê met gesels in media, jou storieetjies word nou heeltemal verkrag. Jy is totaal skuldig. En ek begin met media praat. En media vat my storieetjie verkrag hom, verdraai hom en plak hom terug in hulle koerante en laat my skuldig lyk. Sondagrapport doen net so groot. Doen presies wat Morney gedoen het en gaan plak my gesig op en ek is net so skuldig. Hulle sit alles op die mespunt. Dit lyk of ek skuldig is, sonder om dit te sê. Ek besef, ek moet groter gaan met hierdie oor. Rapport my storieetjie verkrag. Al die ander medias my stories, net George Harold wat my ware storie vertel het. Margaret. Mense as julle storieetjies het, Margaret is die vrou. En nie net dit nie, hier bel Kate Blans my en vra vir my, hoe kan jy storie vat? Ek sê ook, dit is die grootste media in die wêreld. In Suid-Afrika, asseblief, kom. Ek ry ure in die bos uit om met hierdie mense te praat. Ek spandeer ure met hulle te praat. Ek vertel hulle my storieetjie uit my hart uit. Hulle kan nie glo wat hulle hoor nie. Die blonde kop girl wat die onderhoud my voer sê, Here Rocco, ek kan nie glo wat hulle jou gedoen het nie. Helene en Lyra gee hulle pragtige storieetjies wat hulle gee 'n uur lank elk apart en hulle vertel uit hulle hart uit. En daai selfde Kate Blans, die bekendste in Suid-Afrika, gaan donder die storieetjie op. En dat dit lyk asof Rocco nog steeds 'n kultleier en 'n seksmaniak is. Dis die mense wat vir my gesê het, Rocco, ons gaan opkom vir jou. Wat my in die oë kyk, en my sê, Rocco, ek kan nie glo wat jou gebeur het hier. Hulle spring op dieselfde bandwagon en verkrag my storieetjie. Fake. Kate Blans is fake. Rapport is fake. Meeste van die media in Suid-Afrika is fake, soos Amerikaanse klippe media. En dit is hoe my lewe begin het 'n dag nadat my vriendin vermoor is. Deur een man wat my gesig oral gaan plak het en media daarmee gehardloop het. En nie een van hulle wat my storie ken, het my storieetjie regtig waarheid gebring nie, behalwe Margaret. So nou is dit 3 weke na my vriendin se moord. Kom ek vertel vir julle wat gebeur. Die eerste week na vermoord word ek gesê om onmiddellik die plaas te verlaat. Die media is te erg hierso en alhoewel ons saam met jou gebraai het, saam met jou fees gehou het, selfs polisie reports gaan invul het om te sê ons was saam met jou. Ons kan nie die media hanteer hier, hoe kan jy asseblief gaan? Daar sit ek. Ek het niemand om nergens heen te gaan. My camper kan nie ry nie. Mense sit daar op comments dat hulle gaan my seermaak as hulle my in die hande kry. Ek kan nie in die dorp loop nie, ek kan nie in die pad loop nie, ek kan nie katkos gaan koop nie, ek kan nie see toe gaan nie, ek kan nie net 'n koppie koffie in 'n winkel gaan drink nie. Dis media. En daarso val my lewe in mekaar en ek moet onmiddellik weg. Al wat ek vat is net my sak klere.
Alles in daai camper het ek vir iemand gegee wat dit meer as ek nodig het. Ek het nie 'n keuse gehad nie. Maar ek het dit met liefde in my hart vir hom gegee, want ek weet hy het dit nodig. En ek is weg daarso en ek het by die plek gekry vir 2 weke. Vandag is die laaste dag. Vandag moet ek weer aan beweeg. Waantoe weet ek nie. Ek is 'n man wat my hande werk. Ek maak die mooiste werke, ek is 'n handyman. En ek werk vir peanuts. Net vir my en my kat in my lewe te bly, is ek happy. Ek het nie miljoene nodig nie. En daar's my batterye afgesny, my water is afgesny, my krag is afgesny, ek kan geen werk kry nie. Ek moet wegkruip. Ek kan die dorp toe gaan, ek kan die koffie drink, ek kan absoluut niks doen buite kan hierdie deur nie. Ek is altyd bang om die deur op te maak. Ek is in 'n tronk sonder tralies deur myn media en veral kaarteblaans en rapport wat veronderstel was om vir my op te staan en vir my storie te vertel, het my storieetjie verkrag. Volgende week is ek in huisnood. Huisnood het my hele storieetjie. Ek kan vir julle op WhatsApp stuur. Kaarteblaans het my hele storieetjie. Ek kan vir julle op WhatsApp stuur. Ek kan vir julle wys. Ons sal nou kyk volgende week of You Magazine vir julle ook die waarheid gaan bring en of hulle ook net op die bandwagon spring en my koldleier gaan maak. Of 'n seksmaniak. Nie een van hulle kan sê, hoorie, hier is klomp 5 meisiekinders wat ja, nee, of hier's een meisiekind wat sê ja, hy's 'n seksmaniakie. Nie. Ek sien die bos besig om my hart te genees en nou is ek 'n seksmaniak. Nie een kan bewys dat hy's 'n kultleier nie. Hoe kan jy 'n kultleier wees as jy alleen op 'n stoel sit en stories vertel in die bos? Nie een kan my betrek met die moord nie. Nie. So ek is 100% onskuldig. En my media in Suid-Afrika het vir my skuldig bevind. En my gesig opgeplak. Kaarteblaans doen is sommer nice. Sit vir my en by my op dieselfde foto. Lyk soos Gerrie Coetzee en Max Skutte wat nog gaan boks. 2 boksers. En wat sê dit? Die kult leier. Kaarteblaans bewys die mense as 'n kult. Bewys die mense dat ek 'n kult leier is. Bewys dit. Hoe kan nie een van julle kan nie? Nie ene nie. Nou dit is hoe ons fake media in Suid-Afrika is. Nou kom ons kyk volgende week na huisnood. So waar het my nou gebring? Hierso bly ek nou op die oomblik by mense wat ek vandag moet uit. Ek kan nêrens kom nie. Ek het nie geld nie. Ek het geen inkomste nie danksy ons media wat vir my beloof het hulle gaan opstaan vir my. So ek moet opstaan en ek kan voel ek is lam, ek is 'n bol tens gestres. Dink die ergste ding wat vir my kan gebeur is my kat nie kos kry nie. Dis die ergste. Dan val ek. Nou het ek nie 'n voertuig nie, ek kan nie ry nie. Ek het geen voertuig nie. Ek is nou afhanklik van 'n Uber, maar ek het nie geld nie. Ek het nie blyplek nie. Ek het niks, mense. Ek het alles in my lewe verloor. Ek het niks. Soos ek hier sit, het ek 'n sak klere. Dis al. En my media het gemaak dat ek glad nie kan werk nie. Glad nie in die dorp kan kom en glad nêrens kan kom. So ek is totaal in 'n tronk. My media het nie een van my geld gegee vir storieetjies nie. Ja, dit almal net kom skep. Net kom skep, niks gegee nie, absoluut niks. Hier en daar is iemand wat my ken en sê, Rocco, jammer oor jou storieetjie, jammer wat hulle jou gedoen het, so totale gemors. Hier en daar gee iemand vir my R300 of R200 of 'n paar rand. Ou Sandy en haar man het nou vir my R1000 gegee. Ek is so dankbaar daarvoor. Dit help vir my dan net om te kan eet. Help vir my net om flipping het daar my foon te sit, sodat ek met julle kan video's maak. Maar
Mense, ek het nie geld vir rent nie. Ek het nie geld om kos te koop nie. Ek het nie geld om Uber te vat. Ek het geld vir niks. Ek is in 'n gat, rock bottom. Ek is in my kas. En daai is waar dit uit my hart uit. Danksy my media. Die ou wat my foto eerste keer opgesit het, hy loop skotvry van haar weg. Absoluut niks kom hom oor nie. Hy's alright. Hy soek ook nog steeds vir die kult of vir die vroumense. Niks. 100% onskuldig in Suid-Afrika deur media en nie een kan boggerol bewys nie, maar terselfdertyd het hulle my lewe totaal verwoes. Ek is op my knieë, heeltemal kapot. So mense, daar's net een manier hoe ek hier myself kan ophelp hierso. Daar's net een manier. Ek sê ou wat smeek nie, ek sê ou wat bedel nie, ek sê ou wat vra nie. Ek sê ou wat gewoonlik die laaste is wat sou vra. En ek bedel nie. Ek sal hier uitkom. Ek weet ek sê uitkom, ek het julle op nodig. Ek het TikTok video's wat ek maak. En ek kon 10,000 mense kan ek 'n paar sente kry met my video's. As julle in my video's net sal share, follow my video's. Ek het 10,000 followers nodig, dan kan ek geld kry. Dit gaan my help om uit my gat uit te kom op my eie. Ek het nie media meer nodig nie, hulle het my disappoint. Ek kan nie in die stad wees nie, ek moet in die bos wees, en mense maar my gesiggie kan vergeet. Ek moet plek kry ver weg van alles af. Ek het 2 pragtige katte, dis hulle daar wat my nog altyd daar was vir my in my swaar kry en in my hartseer en al dinge wat ek deurgegaan het. Dis al wat ek het. So ek kort 'n plekkie waartoe ek kan gaan, waar ek weet ek is veilig. En ek weet ek is alright, maar ek het inkomste nodig, want niemand gaan vir my 'n plek gee net omdat hulle my storie hoor, hè. Almal soek geld. So ek is gefok mense. Dit is 'n oomblik in my lewe wat ek kan besef, ek kan sien hoekom mense hulle lewens vat. Ek kan vir die eerste keer besef hoekom mense hulle kan nie cope nie. En ek wil julle sê, ek is nie iemand my lewe sal neem nie. Ek is nie wie ek is nie. Maar ek weet ook, ek wil niemand se las wees nie. En ek is niemand se las nie. Ek is Rocco wat altyd opstaan. Maar hierdie enetjie is moeilik. Hierdie enetjie is baie moeilik. En ek weet nie hoe die gaan uitkom nie. Net soos alleen nog daarbo weet hoe hy vir Rocco hierdie gat gaan kry. Maar ek het julle hulp nodig. Ek vra dat julle asseblief my sal volg. Alright, liefde, groete, nou weet julle my storie, jy weet my kant, en nou weet julle alles van my. En ek het 'n oop Facebook, wat ek mense oplaat, en ek word aangeval op my eie Facebook, ek word aangeval op TikTok en YouTube. So right, net my storieetjie is my lewens. Maar dit beteken nie ek is wat hulle my voorbeskuldig. Groete, Rocco.